Pas op vir die survivor hoofwerkwoorde. Hierdie hoofwerkwoorde lyk onskuldig, maar hulle speel 'n dubbele spel. Vandag is hulle oorganklik, môre onoorganklik. En soos die beste survivor skurke, pas hulle hul strategie aan volgens die situasie. In ons vorige insetsel het ons eet as voorbeeld gebruik. Dit is onoorganklik in die mense eet, maar oorganklik in die mense eet appels. Ons het ook gesê dat hoewel sommige taalkundiges dit ambitransitiewe werkwoorde noem, ons dit op skoolvlak en in Viva se Afrikaans grammatika bloot klassifiseer volgens die wyse waarop dit in 'n spesifieke sin gebruik word. Maar wat dra daartoe by dat hierdie hoofwerkwoorde soos survivor deelnemers hul rol aanpas? Die antwoord is betekenis. Onthou, elke hoofwerkwoord het nie noodwendig een betekenisonderskeiding nie. Sommige hoofwerkwoorde het verskillende maar verwante betekenisse, met ander woorde, hulle is poliseme. Polisemie lui dus daartoe dat een lid van die paar oorganklik kan wees en die ander een weer onoorganklik. Dink aan die poliseem ruik. As ruik beteken om met jou neus waar te neem, wil jy dadelik sê wat waargeneem word. Ons sal daarom nie net skryf, ek ruik nie, maar ek ruik die see. En ook nie die hond ruik nie, maar die hond ruik die spoor. En hierdie betekenis is ruik oorganklik. Aan die ander kant verwag 'n mens nie dat ruik met die betekenis onaangename reuk afgee, saam met 'n direkte objek gebruik moet word nie. Ons sal sê, die vrot vleis ruik. Met ander woorde, die vrot vleis gee 'n onaangename reuk af, waar ruik weer onoorganklik is. Homonimie is 'n ander rede waarom bepaalde hoofwerkwoorde beide oorganklik en onoorganklik gebruik kan word. By homonimie gaan dit oor woorde wat toevallig presies dieselfde klink en gespel word, maar totaal verskillende betekenisse het. Hulle is nie verwant soos by polisemie nie. Homonimie kan daartoe lei dat een lid van die paar oorganklik kan wees en die ander een weer onoorganklik. Dink aan die homoniem sweer. Wanneer sweer die betekenis ontsteek wees kommunikeer, skep dit nie die verwagting dat 'n direkte objek saam met dit gebruik moet word nie. Soos in die wond sweer, die wond is ontsteek. Indien sweer egter 'n plegtige belofte beteken, verwag 'n mens dat daar aangedui word wat gesweer word. Soos in, ek sweer dat die artikel deur 'n skoolkind geskryf is, waar 'n bysin ingelei deur dat die direkte objek is. So in, ek sweer dat die artikel deur 'n skoolkind geskryf is daardie dat die artikel deur 'n skoolkind geskryf is, dan die bysin, wat as 'n direkte objek gebruik word. En in hierdie opsig is sweer dan oorganklik. Die manier waarop jy 'n sin bou, kan ook 'n onoorganklike hoofwerkwoord dwing om oorganklik te word. Jy kan sê ek praat, waar daardie praat onoorganklik gebruik word en beteken woorde uiter. Maar die oomblik wat jy doof byvoeg as 'n element wat half 'n eindtoestand benoem, kan daardie eindtoestand nie in die lug hang nie. Dit moet aan 'n entiteit gekoppel word. Daarom voeg ons 'n direkte objek soos my in. Ek praat my doof, in plaas van net ek praat doof. Die veranderde konstruksie dra dus daartoe by dat praat se betekenis van woorde uiter verander na maak of veroorsaak. Ek praat so baie dat ek veroorsaak dat ek doof word. En nou is praat weer oorganklik. Vandag se taalinsetsel wys net vir ons dat 'n werkwoord nie op 'n vaste eiland in net een kategorie vasgevang is nie. Soos 'n survivor deelnemer pas dit sy rol aan volgens die betekenis wat dit kommunikeer. Soms werk dit saam met 'n direkte objek in 'n sterk alliansie en soms funksioneer dit weer alleen.